hemel het ek, rondom die troon, en die lewende wesens, en die ouderlinge, 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende, der duisende, al miljoene, der miljoene, en ek het hulle hart hoor uitroep. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang. Die mag en die rijkdom, die wijsheid, die sterkte, die eer en heerlijkheid, en al die lof. Die hele schepping, ja alles, in die hemel en op aarde, en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê. Wat op die troon sit, en aan die land, die lof en die eer, die heerlijkheid en die kracht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Goeiemôre vriende.
En hartlik welkom vir elkeen van julle hier by vanoggend se diens dan ook. Is lekker fris en koud hier binne en daar buite, maar hier in ons harte is dit lekker warm, want ons het soveel om vir dankbaar te wees. En dit is lekker om elkeen van julle te sien na wat 'n besige naweek by ons in die gemeente was, met die bazaar wat plaasgevind het, en Pinkstertyd wat vandag afskop. So baie welkom vir ieder en elk van julle by vanoggend se diens dan ook. En besonder vir al ons besoekers en ons gaste. Julle sal sien ons het 'n nuwe kerkraad gekry. Hulle sit hier so by my aan hierdie kant. Nee, dis nie ons nuwe kerkraadslede hierdie nie. Dit is ons gemeente en gemeenskap, ons dorp, ons Dispatch Atletiek Klub se Comrades atlete en hulle geliefdes wat vandag saam met ons hier is. So julle kan sien al die persone wat hier sit met die grys hoodies aan. Dit is diegene wat braaf genoeg is om volgende week hierdie tyd al op die pad te wees, né? So, ons wil baie graag spesiaal Helgar vir julle as klub, en baie welkom hier by ons vanoggend. En dit is vir ons 'n voorreg om julle hier te hê, en ons gaan 'n bietjie later in die diens vir julle bid. Maar ons het eintlik vir julle 'n lokval gestel. Julle dink ons is hier vir julle te bid sodat dit goed gaan met julle. Ons is eintlik hier om te bid vir julle welstand, want enige iemand wat iets weet van die lewe al weet, jy moenie heeltemal lekker wees om dit te wil doen wat julle wil doen nie. So ergens is iets fout en ons gaan bid dat die Here dit sal uitwys en dat die Here sal genees, asseblief julle hoor. Die liewe gemeente vriende, ons skop vandag dan ook amptelik ons Pinksterreeks af, waar ons het begin het met donderdag se hemelvaartdiens, en ek wil ons net weer herinner waar ons in die kerkjaar vandag ook is. Onthou, 'n gewone jaar begin 1 Januarie tot einde Desember, maar die kerkjaar werk so 'n bietjie anderste. En waar ons in die kerkjaar nou is, ons het Paasnaweek gevier, waar ons op Goeie Vrydag Jesus se kruisdood herdenk en op Opstandingssondag Jesus se opstanding. En toe was hemelvaart 40 dae na Jesus se opstanding. Julle sal onthou met hemelvaartdiens, dus vra ek, hoekom 40 dae? En die rede daarvoor is, baie van die belangrike gebeure in die Bybel is gekoppel aan 40, die getal 40, 40 dae en 40 nagte, of 40 jaar. En die rede daarvoor is 40 in die Hebreëse tyd het 'n simboliese betekenis gehad, wat beteken die oorgang van een bedeling na volgende. So die oomblik as jy hoor 40, dan weet jy iets wat was kom tot 'n einde en iets nuuts gaan nou begin. So van Jesus se opstanding af, het Jesus vir 40 dae lank nog met die disippels gesels, en met Jesus se hemelvaart het daar nou 'n skuif plaasgevind, 'n nuwe bedeling wat aanbreek, waar Jesus self nie meer 'n persoon hier by ons is nie, maar waar ons as kerk nou Jesus se hande en voete in hierdie wêreld is. Maar toe ons gehoor, toe sê Jesus vir die disippels, vir die apostels, voordat julle hierdie wêreld ingaan, wag net eers totdat die Heilige Gees oor julle uitgestort word. En na Jesus se hemelvaart het hulle vir 10 dae lank in 'n bovertrek gewag, saam gebid, saam geëet, saam gewag op die Heilige Gees. En toe op die 10de dag na Jesus se hemelvaart, met ander woorde 50 dae na sy opstanding, is die Heilige Gees uitgestort. Dit is hoekom Pinkster ook bekend staan as Pentekost, want Pente staan natuurlik vir 50. En dis die tyd van die jaar waar ons nou is. So Jesus het met hemelvaart opgevaar, en Jesus sê nou vir ons, julle wag nou op die Heilige Gees. En daarom kom ons in hierdie week elke dag hier by mekaar, terwyl ons wag op die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons vier volgende Sondag, dan op Pinkstersondag. So mag vandag 'n baie besondere geleentheid vir elkeen wees. En die Here weet altyd, ek sê dit as 'n dominee, is dit altyd spesiaal om te beleef hoe die Here lank reeds weet wat se boodskap hy op sy hart het. En nog voordat ek vir Helgar het hulle gevra het of hulle vandag hier saam met ons wil wees nie, het die Here al reeds geweet wat vandag se tema gaan wees. En gaan ek juis vandag ook Comrades en enige ander sportsoort eintlik gebruik as 'n beeld om vir ons iets te laat verstaan van wat dit beteken om geesvervuld te wees. Ons tema in die gemeente vir hierdie Pinksterreeks is geesvervuld, ontdek die sleutel na 'n geesvervulde lewe. En vandag gaan ons dan begin deur te vra, wat beteken dit om geesvervuld te wees? Wat beteken dit om vol van die Heilige Gees te wees? Met dit in gedagte, kom ons word gou so 'n paar oomblikke stil. En dan open ons vanoggend se diens met gebed. Abba, Hemelse Vader, Here, ons loof U en ons prys U, Here, vir wie U is.
Ja, Here, U is so goed vir ons en U genade is onbeskryflik groot en U liefde is elke dag vir ons nuut. En Here, U seën ons so wonderlik met soveel seëning uit U hand uit. En ja, Here, ons wil U loof en prys vir alles wat U vir ons doen. Maar ons wil allereers U loof en prys vir wie U is. Want Here, U alleen is God. U is die Almagtige, die Heilige, die God van liefde, wat elkeen van ons op die naam roep en vir ons sê, ons behoort aan U. Ja, Here, ons loof U en ons prys U, as ons koning, ons verlosser, ons Here. Amen. Liewe gemeente, vriende, dis dan ook my voorreg om elkeen van julle vanoggend te groet. In die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede vir elke een van julle. Amen. Ons het nou die Here se groet ontvang, waar die Here vir elkeen van ons groet. En as ons nog nie het, terwyl ons gesing het 'n paar mense by die diens ingekom, so hier in 'n geloofsfamilie, hou ons met daarvan om vir mekaar hallo te sê, nie of vir mekaar lief te wees. So gebruik ons 'n paar oomblikke as jy nog nie het nie, draai gou na iemand voor jou, langs jou, agter jou, as jy hulle nog nie het nie, sê vir hulle welkom hier by ons diens vanoggend en hoor by hulle hoe gaan dit vanoggend met elkeen van hulle. Wonderlik, wonderlik. Vriende, familie, vergun my gou die geleentheid net om so 'n paar afkondigingkies vir ons uit te lig. Eerste plek, bietjie goeie nuus. Ek wil hoor of hulle hier is. Ek weet nie of hulle hier gaan wees nie, maar kom ons vat 'n kans. Oom Sias Wilken, is jy hier? Wys my met die hand asseblief. As jy hier is. Nee, ek sien nie. Tannie Anna van Rooyen? Ook nie. Tannie Sofia Kotse? As Tannie Sofia hier is? Nee, maar in hulle afwesige liewe gemeentevriende, neem net kennis daarvan, dat op die 5de Junie, raak oom Sias 81 jaar oud, en tannie Anna op die 2de Junie 90 jaar oud, en tannie Sofia op die 6de Junie 93 jaar oud. Wat 'n wonderlike geseënde verjaarsdag is dit nie? So in hulle afwesigheid ook, mag dit 'n baie wonderlike spesiale verjaarsdag wees en 'n geseënde nuwe lewensjaar, by die Here vir hulle mee seën. Liewe gemeente, ons het reeds verwys daarna, maar ek wil uit my hart uit vir julle baie dankie sê vir elkeen van julle se bydrae vir hierdie jaar se bazaar. Hier by ons noem ons dit mos nou familiefees. Ons weet ons is eendrag gemeente, maar ons spreektaal is ons is 'n geloofsfamilie en daarom noem ons dit ook die familiefees. En weer eens was dit 'n wonderlike geseënde ervaring. Ek wil in die eerste plek baie dankie sê vir ons kantoorpersoneel. Ek sê baie keer, Annelie en oom Johan daar in die kantoor, ek weet julle wil nie hê ek moet nie, maar julle is die engine kamer wat die dinge aan die gang hou, jong. So baie dankie vir elkeen van julle en vir al ons sameroepers, vir al die moeite wat julle gedoen het met julle eie stalletjies om dit 'n sukses te maak dan ook. Dit is julle harde werk wat gemaak het dat hierdie bazaar 'n sukses is. En dan vele hande maak ligter werk, net so vir elke lidmaat wat op een of ander manier kom help het, of dit nou vir 5 minute was, of vir 5 ure was, of jy nog gehelp vetkoek bak het, of pannekoek rol het, of tente kom opslaan het, en of jy net sommer die dag saam met ons kom geniet het. Baie dankie, dit was 'n reuse sukses. Ons sal, wanneer ons die finale syfers het, sal ons vir julle 'n bietjie terugvoer gee daaroor, maar ons weet die bazaar gaan nie allereers oor inkomste nie, dit gaan oor ons saam wees as 'n geloofsfamilie, en wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Dis hoekom ek so lief is vir Dispatch, nee, dis nie net omdat ek hier gebore is in hierdie dorpie nie, maar ek het daar in 'n paar gemeentes bedien, en ek moet vir julle sê, hierdie dorpie se mense is lekker mense. En ek weet nie waar kry mense bazaar, waar kunstenaars byvoorbeeld aanbied om vir jou by die bazaar te kom optree reg hierdie dag, en hulle sê vir jou mahala verniet, want dit is vir die kerk nie. Dit maak dit wonderlik. So saam het almal van ons bygedra tot dit wat 'n besondere bazaar was. En baie dankie vir elke een van julle daarvoor. Dan net vinnig oor Pinkster wat om die dra wat met ons Pinksterdienste wat nou vandag begin. Let asseblief daarop dat in die week is daar in die oggend en in die aand Pinkster, 10:00 in die oggend of 7:00 in die aand. Jy hoef nie na beide toe te kom nie, want jy gaan dieselfde boodskap kry. Die oggend is vir die wat nie in die aand kan kom nie. Maar vir die van ons wat in die aand kom, neem asseblief kennis dat hierdie ingang hier gaan toewees in die aand, net vir veiligheidsdoeleindes. So gebruik asseblief die ander ingange wanneer julle hier na die aanddiens
toe dan ook kom. In Pinkster is dit ons gemeente se gebruik ook, dat al die dankoffers, beginnende by vandag se diens, gaan vir Bybelverspreiding. So julle kan daar dophou, dit kos R112 om 'n Bybel te kan voorsien vir iemand. Ons staan al reeds op 20 Bybels, en kyk hoeveel Bybels kan ons aan die einde van Pinkstertyd dan ook vir mense gee wat nog nie die voorreg het om die woord van die Here in hulle hande te kan hê nie. So daarom vandag ook, as ons by die deure uitstap, gaan ons offergawe neem, want daar gaan nie meer 2 offergawes wees nie, en by elke diens weet, elke dankoffer in hierdie volgende tyd van Pinkster, gaan vir Bybelverspreiding dan ook. Mag julle ook hierdie Pinkstertyd dit wonderlik beleef, vir die Heilige Gees in elkeen van ons harte dan ook besig is. Liewe gemeentevriende, nou is dit die oomblik wat julle weet ek altyd na uitsien, en ek vra al ons maatjies, storm, waar is julle? Daar is hy, hier kom hulle, van heindes en vertes, onder, bo, kant, middel. Ek is nuuskierig om te sien watter pappa of mamma of oupa en ouma word genomineer om vandag saam te kom. Nou ja, hallo maatjies. O nee, dis vrot, kom ons probeer weer. Hallo maatjies. Is julle wakker? Ja. Is julle seker? Ja. O, ek het gekyk toe ek daar by Frans Konradi die hemelvaartdiens gedoen het wat juffrou Linnie met julle gedoen het. Kom ons kyk of julle wakker is. Maak gou julle linker oog toe. Nee man, julle linker oog nie, julle regter oog nie. Maak die linker oog toe. Maak hom oop. Maak hom toe. Maak hom oop. Maak hom toe. Maak hom oop. Ok, nou die regter ene, maak hom toe. Nou moet ek eers onthou wat's regs. Maak hom toe. Maak hom oop. Maak hom toe. Mondjies oop. Ja, julle is wakker. Gaan dit goed met julle vandag? Baie goed. Alright, sê my gou-gou, né? Julle het nou gehoor, Dominee het aan die begin van die diens toe sê, Dominee, welkom vir hierdie mense wat hier in die bank sit, né? Wie van julle kan vir my sê, wat is Comrades? Wie van julle kan hardloop hulle? Dis mos 'n kort hardloop, né? Hoe ver hardloop hulle, kan jy sê? Weet jy nie? Hoe ver hardloop hulle? 12 kilometer. Dis bietjie verder as 12 kilometer. So klein bietjie. Hulle wens dit was net 12 kilometer. Hoeveel? 1000 kilometer. 1000 kilometer. Ek wonder, ek dink hulle dalk 1000 kilometer geoefen voor die Comrades. Hoeveel? 18 kilometer. O, nee, julle is bietjie verkeerd. Hierdie jaar, nê, en hulle is baie opgeronde daaroor, nê, is dit 89,8 kilos, nê? 89,98. Want ons is mos nie perfeksionisties en wil graag 90 kilos klaar hardloop by julle, nê? En ek kan vir julle beloof, dit is 'n grappie, maar van hulle gaan oor die wenstreep hardloop en so 'n sirkeltjie maak net om 90 vol te maak op Strava, nê? Nou, maatjies, kyk gou-gou. Ek gaan, as julle nou kinderkerk toe gaan ek gaan hardloop. Dink julle ek is reg aangetrek vir hardloop? Dink julle nie ek is reg aangetrek vir hardloop nie? Nee. Wat is fout met die klere wat ek aan het? Jy moet 'n sportbroek dra met tydjies en sportjie. Moet ek 'n sportbroek aantrek? Kan ek nie met 'n soetbroek hardloop nie? Is julle seker? Kan ek nie met hierdie skoene hardloop nie? Hoekom kan ek nie met die skoene hardloop nie? Gaan hulle stikkend gaan? Ja? Jy gaan stadig hard. Gaan ek stadig? Ek hardloop klaar stadig, jong. Kan ek gly? Is julle seker? Okay, so ek is glad nie reg aangetrek vir hardloop nie. Ja, jy moet 'n kort broek dra. Okay, so ek moet 'n kort broek dra en ek moet 'n sporthempie dra en wat se skoene moet ek dra? Tekkies met kouse, moet ek 'n hoed ook dra? Hoekom moet ek 'n hoed dra? Kan die son my brand? Ja. Hier op my bles? Ja. Okay. Nou wil Dominee vir julle nog 'n vraag vra. Maar julle moet nou mooi antwoord, want as julle nou verkeerd antwoord, dan gaan ek baie lank preek vir hierdie mense wat hier sit. As julle so na my pens kyk, lyk ek soos 'n hardloper. Julle gaan lank sit vandag, gemeente. Julle gaan lank sit. Julle, weet julle maatjies, nee, julle is heeltemal reg.
En dit is wat Dominee vandag gou met julle wil praat. As ek wil gaan hardloop, veral ver gaan hardloop, dan moet ek die regte klere aantrek, so ek moet die regte broek aantrek, die regte hemp en die regte tekkies, En as ek regtig goed wil hardloop, moet ek bietjie kyk na wat ek eet, Ek moet gesonder kosies ook eet, En weet julle wat? Dis baie belangrik, want hier gaan ons vandag in die kerk hierdie hoor, en nou wil ek hier moet gou mooi luister vir my, Net so is dit ook wanneer dit kom by ons verhouding met Jesus. Want as ons kinders van Jesus wil wees, dan moet ons ook die regte kleertjies aantrek. Ek gaan nou vir julle sê wat dit beteken, en die regte kosies eet. Maar nou praat ek nie van kos en regte klere nie. Net soos wat ek nie kan gaan hardloop met die verkeerde klere aan nie. Net so as ek 'n kind van Jesus wil wees, moet ek elke dag wat doen? Bybel lees, bid, met Jesus gesels, saam met maatjies kerk toe kom, En wat nog? En kyk dat my lyfie gesond is, Want as my lyfie gesond is, want hierdie is die tempel van die liewe Jesus. En weet julle wat, as ek regtig goed wil hardloop, dan moet ek hard oefen. En net so, as ons regtig kinders van Jesus wil wees, dan moet ons elke dag ook ons geestelike armpies oefen, ons hartjies oefen, sodat ons gesond kan wees en vir Jesus kan lief wees. Wat wil jy vir ons sê? En Dominee moet jy strek vir die hart. En ek moet eers strek voordat ek gaan hardloop, So gaan julle onthou, dat vir ons om kinders van Jesus te wees, moet ons ook elke dag ons geestelike spiere oefen. En hoe doen ek dit? Ek lees Bybel, ek bid, ek kom kerk toe, ek wees lief vir ander mense, ek is gehoorsaam aan pappa en mamma, en hoe meer ons dit doen, hoe gesonder raak ons, en hoe beter kan ons vir Jesus lewe. Gaan julle dit onthou? Ja. Ok, kom ons sit op ons kniekies. Ok, ek sien, dis 'n baie mooi dingetjie daai, Op ons kniekies, handjies gevou, oogies toe, kom ons almal bid saam. Liewe Jesus, baie dankie, dat ons vandag kon opstaan en kerk toe kom. Jesus, baie dankie, dat jy lief is vir ons. Help ons Jesus, deur die Heilige Gees, om kinders van Jesus te wees. Maak ons hartjies skoon, en ons handjies sterk, sodat ons vir Jesus kan werk. Help ons om elke dag gehoorsaam te wees aan Jesus. Amen. Nou, julle die van julle kinderkerk toe gaan, kan lekker kinderkerk toe gaan. Die res van julle kan weer daar by pappa en mamma gaan sit. Hoe is dit, Boetie? Ja? Het jy my by die kerk gesien? Wat is dit? Wat wil jy vir my vertel? Kom hier so. Alright, ga jy kinderkerk toe gaan, Alright. Hy wil ook net van Komrits vertel het, my engel. Nou, liewe gemeente, vriende, hierdie kinders is groot rykdom vir elkeen van ons. Dit is vir my so spesiaal dan ook om die opregtheid te sien waarmee kinders die Here dien. Dit maak dit altyd so spesiaal. En daarom is dit regtig een van my gunsteling oomblikke in die diens ook, wanneer ons so saam met die kinders kan kuier. Ons is vandag hier om die Here se naam te loof en prys. Dis allereers hoekom ons hier is. En daarom wil ek vir julle vra om nou saam met my op te staan en so 'n paar liedere net te sing tot eer van die Here. En onthou, ons sing nie net van hom nie, ons sing vir hom, in wie se teenwoordigheid ons hier is. Kom ons loof en prys ons groot
en almagtige Koning se naam. Die wilde van die Heer, gekleed majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug, begin in die einde, begin in die einde, hoe groot is ons God, ons groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwig hoog en
As ons hier vanoggend by mekaar is en ons loof en prys die Here se naam, dan gaan ons harte oopstel vir die Heilige Gees om vandag in ons harte te kom werk. En dan gaan vir die volgende rukkie vir ons vra dat ons harte sal instel en sal oopmaak vir die Heilige Gees. Om ons harte oop en ontvanklik te maak vir dit vir die Here vandag. Vir elkeen van ons wil kom sê, as hy ons hier wil kom ontmoet. Kom ons sing die lied, soos 'n gemeente saam tot eer van die Here. Kom ons Skepper Gees, lewend makend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die sien, wees hier ook my trooster, kom o Heilige Gees, kom o Skepper Gees, lewend makend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die sien, wees hier ook my trooster, kom o Skepper Gees. Ja, Here, as ons hierdie woorde sing, sing ons dit vir U, met harte wat honger en dors na meer van U, en met harte soek na U woord. En Here, vra ons dat U nou deur die woord met elkeen van ons sal kom praat. En o Heilige Gees, hierdie woorde wat ons gaan hoor, breek dit vir ons oop, sodat ons dit sal inneem. Here, dit sal verstaan en dit kan gaan lewe. Here, ons honger en dors na U. Praat met ons, Here, want ons luister. Amen. Ons kan ons sit plek. Liewe gemeente vriende, ons tema vir vanoggend weer eens is, wat beteken dit om geesvervuld te wees? Ons gaan na 2 teksgedeeltes kyk vanoggend. Die een is in Efesiërs hoofstuk 5, daarvan vers 15 tot vers 20. En dan gaan ons ook braai na Galasiërs toe, waar ons daar so versie gaan saam lees dan ook. Efesiërs hoofstuk 5 van vers 15 tot vers 20. Die teksgedeelte is daar op die skerm ook vir ons om daar te volg. Kom ons lees dan ook saam uit die woord van die Here. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. En dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Daai laaste vers, dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. En dan ook vers 18 wat ek net vir ons wil uitlig. Moet julle nie aan drank buite gaan nie.
Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En dan blaai ons na Galasiërs toe, en in Galasiërs hoofstuk 5 vers 24 tot 25, dan lees ons daar ook, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Nou, liewe gemeentevriende, as ons praat oor hierdie tema van geesvervuld wees, dan is die eerste ding wat baie belangrik is wat ons vandag so moet besef aan die begin van ons Pinksterreeks, is dat om geesvervuld te wees is nie 'n enkele belewenis nie, maar 'n lewenswyse, 'n lewe in verhouding met God deur sy Gees. Baie keer wanneer ons dink aan geesvervuld wees, dan dink ons aan 'n groot gebeurtenis wat by iemand gebeur in hulle lewe, waar jy in daardie oomblik ewe skielik met die Heilige Gees vervul is, en dan of in tale begin spreek, of 'n visioen sien, of genees word, of hierdie verskriklike geestelike hoogtepunt wat 'n mens beleef. En baie van ons dink dikwels dat om geesvervuld te wees, is hierdie belewenis wat ek het. Hierdie enkele belewenis. Maar die probleem is van hierdie belewenisse, is dat 'n belewenis hou net so lank. Dis hoekom Paulus in Efesiërs 5 ook sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, maar laat julle eerder met die Gees van God vervul word. En wat gesê, waarom gebruik Paulus juist hierdie beeld van alle beelde wat hy kon gebruik het? 1, hy skryf hierdie woorde in Efesiërs, en hy skryf aan mense wat deel is van die Grieks-Romeinse wêreld, en in die Grieks-Romeinse wêreld was dit algemeen om wyn te drink. Hoekom? Die wêreld in daardie tyd het nog nie die sisteme gehad wat ons vandag het nie, so die drinkwater was nie baie skoon nie julle. En dit was eintlik veiliger om wyn te drink as wat dit was om water te drink, want water kon jou siek gemaak het, maar vanweë die fermentering van die wyn, was dit vir hulle gesonder geweest. So baie van hulle het eintlik so wat ons water drink, maar wyn gedrink, en hier en daar so 'n bietjie water. Julle kan dink wat se gaas het dit afgespeel. Ek het net gepraat van wat Dispatch vir my so spesiale dorpie ook maak. Ek dink iets wat Dispatch ook 'n unieke dorpie maak, wat ons sal goed verstaan van hierdie beeld, ek dink is een van die min dorpies waar daar meer drankwinkels as kerke is. En almal se deure bly oop. Besigheid is goed. Ja, so by die water so vuil is om David. Dis heeltemal so by die water so vuil is. Maar liewe gemeente, wat sê Paulus hier? Net soos wat ons weet, wanneer iemand onder die invloed van drank kom, en wanneer jy jouself van drank buite gee, dan verander dit jou optrede. Dit maak dat jy anders te optree as wat jou natuur is. Maar hier's die ding, net vir 'n rukkie, want as die drank uitgewerk is, dan is jy weer terug waar jy was. En Paulus sê, in plaas daarvan, om hy skep hier 'n verskil tussen 'n lewe waar mens in sonde volhard, en 'n lewe gevul deur die Heilige Gees. So Paulus sê, julle moenie aan julle sondige natuur gehoorsaam wees nie. Laat die Heilige Gees nou julle lewe beheer. Dis vanselfsprekend. Maar daar's nog iets wat Paulus hier vir ons uitlig. Die impak van drank is 'n kort rukkie. As dit uit jou stelsel uit is dit uit. En daarom moet ons eerder elke dag ons laat vul deur die Heilige Gees, sodat ons elke dag deur die krag van die Heilige Gees lewe, en nie van een belewenis na die volgende toe spring nie. En vriende, hier moet julle my asseblief nou baie mooi hoor. Hier moet my hart nou hier so mooi hoor, en die woord van die Here hier mooi hoor. Daar's niks fout met kampe nie. Daar's niks fout met na oom Angus konferensie toe gaan nie. Daar's niks fout na hierdie seminar toe gaan waar jy belewenis van die Here het nie. Die gevaar egter, wanneer my verhouding met die Here beperk is tot een belewenis na volgende belewenis, is die vraag dan, wat gebeur die oomblik as ek van die berg afkom? Wat gebeur wanneer daardie belewenis verby is? Wat gebeur wanneer daardie geestelike haai ewe skielik nie meer daar is en ek terug is in die storm van die lewe? Wanneer ek van daardie mannekamp af terugkom en van hierdie geestelike belewenis afkom en ewe skielik stap ek in 'n huis in en nou my vrou het nou vir 'n naweek het sy nou alleen gesparter in die huis, nê? En ek kom terug in hierdie omgewing in en nou moet ek ewe skielik weer help by die huis. En ek moet help met die kinders se chaos en al hierdie dinge wat gebeur.
Of wat as ek na hierdie vroue konferensie toe gegaan het en ek het hierdie geestelike belewenis en ewe skielik kom jy terug en die kinders moet versorg word en manlief is by die werk en is die ander dinge en ons val weer in die gewone geskarrel van die lewe. Wat dan? Dis waarom Paulus ook waarsku. En as ons in die woord van die Here lees en dit reg lees, dan moet ons besef dat om geesvervul te wees is baie meer as om van een hoogtepunt na die volgende hoogtepunt 'n jaar later op dieselfde datum te beweeg. En so soek ek hierdie spesiale oomblikke in my lewe. Waar om geesvervul te wees, waarlik geesvervul te wees, is om elke dag gevul met die Heilige Gees te lewe. Hierdie woorde wat ons gelees is in Efesiërs 5, net nadat Paulus sê, laat die Gees julle lewe beheer. Waaroor skryf hy daarna? Die bewys van of iemand geesvervuld is hoe 'n man sy vrou hanteer, en 'n vrou haar man, hoe 'n pa en 'n ma hulle kinders hanteer, hoe slawe met hulle eienaars werk, alle daaglikse dinge van die lewe. Om geesvervuld te wees, is 'n daaglikse lewenswandel saam met die Here. Dit bring my by hierdie groepie mense wat vandag hier sit en 'n beeld wat ek graag van hulle reis wil deel. En ons almal ken daardie prentjie weer daar op, ons golden girl, nee, ou Gerda, wat daar oor die wenstreep van Comrades gaan. En ek wil daardie beeld gebruik dat almal van ons, as ons praat van hierdie geestelike hoogtepunte, hierdie geestelike belewennisse, wil almal van ons in ons verhouding met die Here graag hierdie belewenis hê. Jy weet daardie spesiale belewenis waar ek die Here se stem so duidelik hoor. Of waar ek bevestiging vir my gebed kry, of waar ek 'n wonderwerk in my lewe beleef, of waarin ek so naby en intiem aan die Here voel, waar ek ewe skielik begin profeteer en ek weet die woorde kom nie van my af nie, of vir die van ons wat dit al beleef het, waar ek in tale begin bid of tale spreek. Almal van ons soek daardie hoogtepunte, daardie tyd wat die balans in jou lewe net reg is, en jy weet jy en die Here is op so 'n goeie plek, en jy beleef die Heilige Gees in jou lewe, en dis daardie wow, dis daardie belewennisse oomblikke waarvan ons hier praat. Maar julle, as ons môre of donderdag saam in die bus klim met hierdie atlete en ons meld aan vir Comrades, kan ek by julle beloof, gaan ons nie daai belewenis hê nie. Hoekom nie? Want dit gebeur nie van self nie. Daar is so 'n fotootjie van Gerda in 2015. Nou ek moet vir julle sê, daardie maratontyd van ons nog steeds baie indrukwekkend. Ek dink daardie maratontyd, as ek dit ooit in my lewe kan hardloop, gaan ek baie gelukkig wees, né? Maar dit gee vir mense 'n reis, 'n prentjie van 'n reis van net 4 jaar. Nou, die reis is baie langer as dit. 4 jaar se inspanning, 4 jaar se dissipline, 4 jaar se ritme om die vrugte te pluk van dit wat gebeur. Ek het nooit iets geweet van, ek het soos baie van julle wat doen, die van ons wat nie hardlopers is nie, hou waarskynlik al van op Sondagoggend vroeg op te staan, Comrades te kyk, né? Maar die idee van om te gaan hardloop is iets wat jy nog nooit eers aan gedink het nie, en wat alles daarin ingaan, het jy ook nie 'n begrip van nie. Ek het nou die voorreg gehad om so ietsie daarvan te begin beleef, maar nog glad nie iets van wat hierdie atlete hier sit nie. En dis wat ek iets vir ons as gemeente wil uitlig vandag, en hier sit baie ander mense wat in hierdie diens sit, wat self al Comrades gehardloop het, wat nou nie hier sit nie, maar julle weet ook waarvan ons praat, vir jou om daar te kom. Meeste van hierdie atlete wat hier so langs my sit, staan 4 uur in die oggend op. 5 uur is hulle op die pad. Of wanneer hulle werkskedules dit toelaat. Om genoeg myle op die bene te kry. En daardie myle word elke week meer en dan weer bietjie minder en dan weer bietjie meer en meer, sodat hulle later genoeg myle op hulle bene het om hulle in staat te stel om daardie wedloop te kan voltooi. En hierdie hardloop is ook nie elke dag dieselfde nie. Daar is sommige dae wat spoedsessies gedoen moet word. En dan is daar die lekkerste dae van al die dae, hulle sal daarvan getuig, dis hulle hoogtepunte. En dis die dae wanneer jy moet bulte hardloop. Nee, bultdae is lekker. Nee, ons hou mos daarvan bulte gaan soek. Almal sien uit vir bultdae. Dan is daar
die gebruik om jouself so klein bietjies te oorwys en dan op jou moe bene nog jou lang hardloop ook te gaan doen. Baie van hierdie mense wat hier langs aan my sit vandag, het op hulle langste weke enige iets tussen 80 en 130 na 140 kilos in 'n week gehardloop. Vir Gerda het ek gelees in 'n topweek van haar, kan sy tot 190 kilos in 'n week hardloop. Om daai belewenis te hê. Dit kom nie van self nie. Liewe gemeente vriende, iets van hierdie Comrades metafoor is so gepas vir vandag se geleentheid, wat ek en jy moet die woord van die Here vandag hoor, en weet dat as jy 'n geesvervulde lewe begeer, dan moet jy bereid wees om elke dag te doen wat nodig is om te doen. En Paulus sê, julle moet julle elke dag volmaak. Die beeld wat hy gebruik, is jy moet jou elke dag volmaak. Jy moet sorg dat jou beker vol bly. En dit doen jy deur 'n daaglikse lewenswandel, 'n daaglikse verhouding met die Here. En nou wil ek vra, en ek vra dit sommer vir die atlete wat hier langs my ook sit, wat is nogals belangrik, nee? Maar dis een ding om 4:00 in die oggend op te staan, om vir Comrades te oefen. Maar as Comrades verby is, ek wonder wie sal 4:00 opstaan, sodat ek 4:30 met die Here kan gesels, voordat ek moet werk toe gaan. Ek wonder wie van ons sal bereid wees om vas te hou aan die Here, wanneer daar tye in my lewe kom, wat ek bulte moet uithardloop, bulte waarvoor ek nie gevra het nie, omstandighede wat oor my pad gekom het, wat ek nie gesoek het nie, wanneer daar dinge vir my gevra word, wat nie gemaklik is om te doen nie. Ek wonder wie van ons sal vashou aan die Here, wanneer ek soos 'n lang hardloop, partykeer maar bietjie moet geduldig wag op die Here se beloftes vir my lewe. Want julle sien vriende, net soos met hierdie oefenprogramme wat hierdie atlete ook doen, kom maar sommige dae wat maklik is, ander dae wat moeilik is. Sommige dae kan jou lyf net nie doen wat jy veronderstel is om te doen nie, en ander dae gaan dit soveel beter as wat jy gedink het dit gaan doen. En dis deel van die reis. Dis deel van die reis op pad na daardie belewenis. En Paulus sê, die definisie van geesvervuld wees, is om elke dag deur die goed en die sleg, deur die soet en die suur, deur die hartseer en die blydskap, deur die ops en die afs, aan die Here vas te hou. En net so toegewys soos wat 'n atleet aan daardie wedloop se voorbereiding is, net so toegewyd moet ons wees in die wedloop van hierdie lewe. Paulus sê dit ook. Baie van ons wat dalk hier vandag sit, gaan nou nie volgende Sondag saam met hulle hardloop nie, maar dit verander niks in die feit dat die woord van die Here vir ons sê, elkeen van ons is besig met die wedloop van die lewe. En as ons die oorwinningsprys wil behaal, dan moet ons elke dag gedissiplineerd 'n pad stap saam met die Here. Klein goedjies. Soos ons by die kindermomente gehoor het. Lees jou Bybel. Julle, enige goeie atleet sal ook vir jou sê, ten minste 50% van die battle is die kos wat jy inneem terwyl jy oefen en terwyl jy hardloop. Jou voedingsstowwe wat jy inneem, anders dan gaan jy kramp, anders dan gaan jy uitbom, anders dan gaan jy nie energie hê nie. Hoe wil ons die wedloop van hierdie lewe hardloop, as ons nie elke dag ons liggame voed met die woord van die Here nie? En julle, ek kan nie vir julle sê, as 'n dominee, maar nie as 'n dominee, as 'n kind van die Here, hoe frustreer dit my om te voel, mens voel partykeer Sondag vir Sondag, dat 'n mens vir mense sê, en ek praat nie nou net van ons, ek praat van almal, en my belewenis oor verskillende jare in die bediening, raak opgewonde oor die woord van die Here, spandeer tyd in die woord van die Here. Jy kan nie die Here se krag in jou lewe beleef as daar stof op jou Bybel lê nie. Maar ons mis dit. Want dit is lekkerder om bietjie in te lê. Dit is lekkerder om bietjie nog warm onder die kombersie in te klim. Ek gaan nou. As die dag begin, dan is daar nie tyd nie. En ewe skielik
Is my voedingswaarde wat ek inneem beperk tot 'n mooi Facebook reel wat ek sien nou en dan, of hierdie post wat ek vir iemand stuur, of as ek op 'n Sondag kerk toe kom en die dominee se preek vir hierdie halfuur, bietjie minder as 'n halfuur hoor? Maar Here, dis nie genoeg nie. As jy nie elke dag jou voet met die woord van die Here nie, gaan jy geestelik moeg word en uitsak, en jy gaan nie op 89,98 kilos oor die wenstreep hardloop nie. Om elke dag in gebed met die Here te gesels. Want in gebed, as ons kniel voor die Here, bely ons dat ons afhanklik is van hom. Ons plaas ons lewe in sy hande. Ons erken dat ons niks is sonder hom en niks kan sonder hom nie. En om Koenie Burger het hierdie verskriklike mooi ding wat hy vir my sê. Hy sê dit so eenvoudig, maar dit is so diep. Is daar enigiemand wat vandag in hierdie kerk sê wat sy hartsbegeerte dit is om God se binnekant dieper te leer ken? Enigiemand? Goed. Dankie. Oom Koenie Burger sê, as jy God se binnekant dieper wil leer ken, moet jy deelneem aan sy buitekant. Dan moet jy dien. Dan moet jy leef jou geloof in hierdie wêreld. Jy moet uitreik na ander. Jy moet Jesus se hande en voete in hierdie wêreld wees. Want soos wat jy doen wat Jesus doen, lief hê soos wat Jesus liefgehad het, praat soos wat Jesus gepraat het, bedien soos wat Jesus bedien het, hoe meer jy deelneem aan Jesus se buitekant, hoe meer leer ken jy sy binnekant en hoe meer geesvervuld raak jy in die proses. En liewe gemeentevriende, selfs al doen jy dit, val dinge ook nie altyd in plek soos wat dit veronderstel is om te gebeur nie. En juist dan moet ons uithou en aanhou. Want ek kan ook vir jou beloof dat baie van hierdie atlete wat hier langs my sit, en ander atlete wat hier voor my sit, weet hoe dit voel om hard te oefen, alles in te sit, al die opofferings te maak. En dan om te moet kyk hoe hulle vriende oor die wenstreep gaan, maar daai dag het dinge net nie in plek geval nie. Daai dag het dit net nie uitgewerk soos wat dit moes nie. En almal van ons het sulke stories in ons lewe. Hierdie situasie het nie afgespeel soos wat dit veronderstel was nie. Hierdie was nie hoe ek beplan het dit gaan gebeur nie. Ek het hierdie nooit sien kom nie. Ek was nooit veronderstel om nou hierdeur te moet gaan nie. En wat nou? Om geesvervuld te wees, beteken om wanneer ons val, elke keer weer op te staan en te sê, Here, hier gaan ons aan. Ons doen dit weer. Ons volhard, ek gaan vashou aan U, want opgee is nie 'n opsie nie. Liewe gemeentevriende, ek wil vir jou een ding vandag net deel, wat ek persoonlik ook beleef het in hierdie reis. En dit is heeltemal reg, so wat die kinders nou gesê het ook, julle kyk na my figuurtjie, lyk ek definitief nou nie soos 'n hardloper nie. Maar so op 'n persoonlike noot kan ek ook vir julle sê, dat ek nou vir Linnie ontmoet, en Linnie praat so 'n bietjie met my oor hardloop, en as sy sê, maar jy gaan Desember jou eerste marathon hardloop, ek sê, wat? Eerste marathon, Desember. Ek sukkel nog om weer by 'n halfmarathon uit te kom, wat daarvan? En deur die proses gegaan, so wil jy dissipline toepas, beleef hoe jy sterker word, beleef hoe jy beter word, en op die einde van die dag, toe word dit realiteit. Nie sonder uitdagings nie. Hoekom gebruik ek daai beeld? Want wanneer ek en jy besef wat vir God moontlik is in ons en deur ons, wanneer ons bereid is om elke dag die dissipline in te sit, om elke dag die pad saam met hom te stap, om elke dag op hom te vertrou, om elke dag hierdie dinge te doen waarvan ons praat, lees jou Bybel, praat met die Here, dien saam met die Here, stap 'n pad saam met die Here. Dan sê die Here, mag God deur sy Heilige Gees die oë van julle harte oopmaak, sodat julle sal besef watter hoop sy roeping inhou en watter geweldige groot krag dit is wat hy uitoefen in ons. Dieselfde krag waarmee Jesus uit die dood laat opstaan het. Dis wat Paulus ook sê in Filippense 4 vers 13, dat ek is tot alles in staat deur God wat my die krag gee.
Nou julle om af te sluit, net so vinnig ietsie oor daardie woorde. Daardie woorde was nooit bedoel binne die konteks van ek plak dit op 'n tattoo op my arm, of ek sit dit hier op my skouer, of ek sit dit op 'n T-shirt, en dit beteken ek is tot enigiets in staat nie. Daar's geen droom wat ek nie kan bereik nie, geen doelwit wat ek nie kan behaal nie. Dis nie die bedoeling van daardie teks nie. Paulus skryf daardie woorde aan gelowiges wat besig is om swaar te kry. Hulle is besig om te kramp. Hulle is besig, hulle het 'n besering, hulle weet nie of hulle by die wenstreep gaan kom nie. Hulle weet nie eens of hulle meer lus is om by die wenstreep te kom nie. Die prys wat hulle moet betaal om Jesus te volg is te veel. Hulle word gemartel, hulle word vervolg, hulle word beledig, hulle familie word voor hulle doodgemaak en hulle voel dis te veel gevra. Ons gaan eerder ons geloof verwerp. Ons gaan eerder, want onthou julle, die keiser het vir die Christene van daardie tyd gesê, wil julle hê al hierdie goed moet ophou? Wil julle hê die swaar kry moet ophou? Dis eenvoudig. Verloon Jesus, aanbid die keiser. As julle julle geloof in Jesus verwerp, gaan alles ophou. Dan sê Paulus vir die gelowiges, hou aan, volhard, moenie moed opgee nie, staan op, dien die Here, wees toegewy aan die Here, leef geesvervuld met die Here. En hulle het gesê, ons kan nie, dis te veel. En binne daai konteks kom Paulus, en Paulus sê, julle is tot alles in staat. Julle kan uithou, julle kan volhard, julle kan toegewy bly aan die Here, julle kan aanhou om die Here te dien met die goeie, deur hom wat vir julle die krag gee. My gebed fisies vir julle as atlete volgende Sondag as julle sal beleef hoe die Here vir julle die krag sal gee vir elke tree van daardie wedloop. Maar vir almal van ons wat vandag hier is, wat deel is van die wedloop van die lewe, wat dalk vanoggend hier is en uitgeput is, moeg voel, gedaan voel, hoor die woorde vandag. Ons is tot alles in staat deur hom wat vir ons die krag gee. Maar elke reis begin met die eerste tree. Elkeen van hierdie atlete moes ergens op 'n punt die eerste tree gegee het wat hulle gehardloop het en daarna die reis begin na Comrades toe. Elkeen van ons se wedloop van hierdie lewe begin ook met 'n eerste tree. En om geesvervuld te wees, het ook 'n beginpunt. En daardie punt is Jesus Christus. Dis hoekom Paulus in Galasiërs sê, dat julle sondige natuur is saam met Christus gekruisig. Laat die Gees julle nou vul, sodat julle deur die Gees kan lewe. Liewe gemeentevriende, dit bring ons by wat Jesus op 'n stadium gedoen het, toe Jesus aan tafel gesit het. En Jesus het die brood geneem en hy het die brood gebreek. En daarna het hy hierdie brood omgestuur en vir die disippels gegee. En vir die disippels gesê, hierdie brood is my liggaam. Die disippels het toe nog nie geweet wat Jesus bedoel het nie, want die kruis het nog nie plaasgevind nie, maar ons weet, Jesus se liggaam het daarna vir ons aan die kruis gaan. Jesus het in ons plek aan die kruis gesterf. Daarna lees ons dat Jesus die beker geneem en hy het die beker geskink en vir hulle gesê, hierdie wyn is my bloed. Weereens die disippels het nog nie geweet wat hy bedoel nie. Ons weet dat Jesus se bloed aan die kruis gevloei het om ons skoon te was van ons sonde, vry te spreek van ons sonde, sodat ons 'n nuwe hoofstuk, 'n nuwe storie het, 'n nuwe mens is. En as ons vanoggend hierdie tekens gaan gebruik, moet ons onthou dat die nagmaal, sê Jesus, gebruik dit en onthou my. Onthou wat ek vir julle gedoen het. Maar ek wil ook hê dat ons vanoggend as ons die nagmaaltekens gebruik, dit sal gebruik binne dit wat Paulus skryf, as 'n uitnodiging om vandag ook vir Jesus te sê, Here, ek wil so graag geesvervuld lewe, en ek weet die begin is om my ou mens, my ou lewe, my sondige natuur,
saam met Christus te kruisig. En ek doen dit nou, sodat ek saam met Christus kan opstaan en lewe, deur die krag van die Heilige Gees. Voordat ons die tekens saam gebruik, kom ek bid die Here se seën oor die gebruik van hierdie tekens. Here, die wedloop van hierdie lewe begin by die eerste tree. En ons weet daardie eerste tree is Jesus Christus. En Here, is dit ons gebed dat U nou ons sal seën in die gebruik van hierdie tekens van die brood en die wyn. Here, ek bid dat U ons sal help om te onthou wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Here, hoe U liggaam vir ons gebreek is, hoe U bloed vir ons gevloei het en ons skoon gewas het. En Here, ek bid dat wanneer ons hierdie tekens gebruik, U deur die Heilige Gees opnuut weer in ons hart sal besig raak vanoggend, Here. En vir ons sal aanmoedig en vir ons sal help om ook ons eie ou mens, ons sondige natuur, saam met Jesus te kruisig. Here, maak ons leeg van ons ou mens, sodat ons vol kan raak van die Heilige Gees. En sodat ons elke dag deur die krag van die Heilige Gees kan lewe. Ja, Here, ons wil nie bietjies, net nou en dan, of van een belewenis tot 'n volgende belewenis nie. Here, ons wil elke dag getrou U dien en in 'n verhouding met U lewe. En Here, ons weet dit begin nou op hierdie oomblik. Seën ons nou, Here, as ons hierdie brood neem en die wyn of die druiwesap drink. En dankie, Jesus, vir dit wat U vir elke een van ons gedoen het. En hierdie nuwe lewe waarin U ons elkeen nooi. Amen. Ek gaan vir jou geleentheid gee om op jou eie tyd die brood te neem en dit te eet, die wyn te neem en dit te drink, en dan dit wat in jou hart is vanoggend met die Here te deel. Liewe gemeente, vriende, voordat ons die diens gaan afsluit ook deur 'n gebed te sing waar ons vir die Here gaan vra om dit wat ons vandag gehoor het ook waar te maak in ons lewe. Wil ek tog vir ons as 'n gemeente vra, want dis wat ons as 'n geloofsfamilie en 'n gemeenskap in die dorp ook so spesiaal maak, dat julle vrymoedigheid sal neem. Ons het hulle juist daarom genooi
dis nie sommer enige wedloop nie, dit is 'n groot wedloop en dit vat baie inspanning, weer eens baie ure wat ingesit is. En daarom wil ek tog vra dat ons as gemeente vandag hierdie atlete ook aan die Here sal opdra met volgende Sondag. So ek vra dat julle wat sal hardloop asseblief vir ons sal opstaan. Die wat nou hier sit of ek sien nie iemand anders met grys hoodies nie, maar enigiemand wat hardloop by Comrades volgende Sondag, staan asseblief vir ons op. En dan wil ek vir julle as gemeente vra, ons kan of ons oë sluit of as jy vrymoedigheid het en gemaklik voel daarmee, steek jou hande asseblief uit na hulle toe en dan bid ons die Here se seën oor hulle ook vir volgende naweek se wedloop. Julle bene is nog nie moeg nie, julle moet nou staan. Kom ons bid. Ons almagtige God en hemelse Vader. Here, baie dankie dat U betrokke is by elke aspek van ons lewe. En Here, daarom kan ons ook vandag bid vir hierdie atlete, Here, wat volgende naweek gaan Comrades hardloop. Here, U weet hoeveel ure se voorbereiding is hier in. U weet hoeveel kilos is gehardloop. Here, U weet hoeveel opofferings is gemaak. En Here, U weet wat daardie wedloop behels. Here, U weet dit is baie ver. En Here, langs die pad gaan hulle bene moeg raak en seer raak. Here, langs die pad gaan daar 'n stryd in hulle gedagtes begin. Maar Here, ek wil vandag bid en ons as gemeente wil bid dat U vir hulle sal vashou, dat U vir hulle sal beskerm. Here, dat U hulle allereers sal veilig hou. En Here, ons bid ook dat U vir hulle sal krag gee wat net van U afkom. En Here, wanneer daardie bene begin moeg raak, Here, gee vir hulle krag deur die Heilige Gees om te kan aanhou en uithou. Here, wanneer die stryd van hulle gedagtes begin, bid ons dat U hulle gedagtes sal bewaar en sal beskerm en hulle sal bemoedig deur die Heilige Gees. En Here, ons bid dat U vir hulle sal veilig oor die wenstreep bring met 'n wonderlike spesiale Comrades belewenis. Maar Here, ons bid ook vir oggend vir elkeen van hierdie atlete en ek bid in besonder dat hierdie jaar se Comrades wedloop, Here, ook vir elkeen van hulle besondere geestelike belewenis sal wees. Wat vir hulle so simbolies is ook van hulle geloofswedloop saam met U. En mag deur die krampe en die pyne en die stryd in die gedagtes vir hulle ook so duidelik word, Here, dat U altyd daar is en dat U hulle nooit sal verlaat nie en nooit in die steek sal laat nie. En Here, so is dit vir hulle en ek bid ook vir hulle geliefdes wat agterbly, dat U ook vir hulle vrede in hulle harte sal gee om te weet dat hulle geliefdes is in U beskerming veilig op die pad. Here, ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, kom ons staan en dan sing ons hierdie slotlied tot eer van die Here. Amen.
Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om so te kan sing tot eer van die Here nie. Vriende, so voordat ons die diens afsluit, onthou asseblief net so op grond van die opmerking, net op 'n ligte noot, oom David en die res van die gemeente, daar's baie goedkoop water te koop daar langs Spar. Dis net R30 vir 'n 25 liter, is baie goedkoper as 'n bottel wyn en baie gesonder vir jou, hoor. Liewe gemeentevriende, kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die krag van die Heilige Gees met julle wees en bly, elke oomblik van elke dag. Lê hierdie wedloop van die lewe af in volharding tot eer van die Here. Amen. Vir alles wat U my mildelik gee, kan ek met my woorde onmoontlik eer. Ek blaai deur my lewe om net weer te sien oneindige redes waarom ek U dien. Here, ek sing en ek loof U naam. U bly die sin van my hele bestaan. Elke voorbegin en met elk nuwe tree het die Gees my vernuwe, my krag en oorwinning gegee. Here, ek sing en ek dank U vir seën wat U uit genade op my pad laat reën. Als wat ek is en wat ek mag geniet, is 'n gawe van U en ek weet dit is genade. Ek plaas my opnuut in U trou Vaderhand. Niks is meer kosbaar as hierdie band. Herinnerings leef in my sodat ek bly sien oneindige redes waarom ek U dien. Here, ek sing en ek loof U naam. U bly die sin van my hele bestaan. Elke voorbegin en met elk nuwe tree het die Gees my vernuwe, my krag en oorwinning gegee. Here, ek sing en ek dank U vir seën wat U uit genade op my pad laat reën. Als wat ek is en wat ek mag geniet, is 'n gawe van U en ek weet dit is genade.